Ons is hier so saam met bekende gesig van Namibiese rugby kykers. En so 'n klomp jare gelede, Ronaldo Botma. Hy was 8ste man en kaptein gewees van Namibië, ook wêreldbeker gespeel in 2015. So welkom hier in Windhoek, Ronaldo. Ja, dankie Andrew, lekker om 'n bietjie met jou te gesels vandag, so 'n bietjie van 'n ander tipe gesprek as normaalweg met die rugby. Maar ja, dis lekker om weer 'n bietjie terug te wees en te kom sien wat aangaan hier in Namibië. So ja, so mense wat dalk nie so kontak gehou het met jou nie, so jy bly mos nou nie op die oomblik meer in Namibië nie, jy was op 'n tyd in Engeland of so, waar ja, so ek met jou? Ja, so ek het vir 7 jaar in die UK gebly toe ek by Harlequins gespeel het. Natuurlik my kniebesering wat my kariere laat moes stop. Ek is nou terug in Pretoria van Desember laas jaar af. En ja, so ek gesê het vandag bietjie of hierdie week in Windhoek bietjie besig met 'n paar nuwe konsepte en goed wat ons wil doen. Ons is nou besig met die Mzansi Rugby League wat ons in Suid-Afrika launch, en ons beplan ook natuurlik om 'n provinsiale of 'n professionele franchise ook hier in Windhoek te baseer. Dis dan julle wil in 2027 wil julle dit been bring. Ja, so ons het nou van volgende jaar Junie af het ons proewe wat ons basies gaan nou vir almal om vir hulle geleenthede te skep en vir kinders om dan te kom wys wat hulle bied en wat hulle het. Ons beplan om van Januarie af ons directors of rugby by al 16 van die franchises op te stel, en natuurlik ook hier in Windhoek ook 'n franchise op te stel. En dan die ouens basies 'n hele jaar om 'n groep spelers bymekaar te kry, en waar ons dan 30 spelers by elke franchise basies kontrakteer. En dit is, soos ek sê, dieselfde wat ons in Windhoek wil doen om 'n franchise hier op te sit. Dis baie goed om te sien dat daar 'n bietjie inisiatief geneem was, en jy kan sien as daar mense bietjie effort en bietjie finansies het, kan ou iets goeds bou, en dis wat ek graag in Namibië wil opstel, is om 'n professionele span op te stel hierso, wat dan basies in die Mzansi Rugby League sal deelneem, en dan ook, soos ek sê, 30 ouens kontrakteer wat ons dan basies 'n voedingsbron vir die nasionale span kan wees, wat natuurlik baie swaar getrek het hierdie jaar met die wêreldbeker kwalifikasie, wat ongelukkig nie gemaak het nie. Ja, daar's natuurlik 'n bietjie 'n lang pad vir hulle vorentoe, en ek dink so 'n span en franchise hier in Windhoek kan vir Namibiese rugby baie help. So dit wat jy van praat is dan spesifieke onder 19 liga. En vertel ons 'n bietjie dan van hy filosofie en wat die planne daarmee is. Ja, so dis nie noodwendig 'n age group nie, maar ons mark wat ons graag wil vergaan is om vir kinders geleenthede te gee wat nie die geleenthede gekry het om by 'n Unie kontrak te kry nie, of dalk nie 'n professionele youth kompetisie gespeel het nie. Baie ouens is dalk bietjie ouens wat bietjie later hulle noem hulle die late bloomers, bietjie deur die mat gesit was. So ja, ons is daar wat basies 'n voedingsbron en 'n pathway vir jong spelers om te kan kom speel sonder enige politiek, sonder enige drama. Ons kies die beste ouens en die ouens wat wil professionele rugby speel. So ja, ons het so 'n bietjie wegbeweeg van die normale maniere van hoe rugby hanteer word in Suid-Afrika, en ek dink dieselfde geld maar ook hier in Namibië. So ja, ons wil hande vat en ons wil help om Namibië rugby groter te kry. En nou obviously net seker te maak dat ons nie weer in 'n situasie kom waar die Namibiese span nie kan kwalifiseer vir 'n wêreldbeker nie. Okay, so jy het ook tevore genoem baie ouens van Suid-Afrika wat op 'n jong ouderdom oor see gaan speel en so. Is dit iets wat jou 'n bietjie ply? Is dit ook ouens wat jy target, jy wil hulle graag? Ja, ek dink dit is, ek was self in die UK vir 7 jaar, en dit het sy challenges, en mense dink altyd dit is glamorous om op oor see te gaan speel, maar vir ons as rugby spelers is dit lekker om in jou eie tuisland rugby te speel. Dit is lekker om by jou familie en jou vriende te wees. So mense wil nie noodwendig oor see gaan speel nie. Dis obviously 'n great experience om daar te gaan speel, maar ek dink vir ons vir Suid-Afrika en obviously vir Namibië, dink ek is goed om ons spelers in ons land te kan hou, en jy kan sien as 'n oue ordentlike ding met mekaar sit hoe dit ons land kan opbou, en ook natuurlik vir ons jonger generasie iets te wees om na te kan opkyk. So ek dink as hoe meer geleenthede ons kan self skep vir ons jonger kinders en ons kinders se kinders, is dit obviously baie gesorg vir Namibië se sport, en dieselfde in Suid-Afrika. Ek dink dis 'n groot probleem op die oomblik, die spelers exodus wat almal oor see gaan speel, en met die Mzansi Rugby League wat ons die 16 franchises in Suid-Afrika launch, en natuurlik hier in Namibië ook een. Ja, dit skep ongelooflike groot geleenthede, en ook vir voormalige spelers ook om nog steeds betrokke te wees in die wedstryde en in die games, en ook om 'n bietjie terug te ploeg in ons rugby. Okay, so is daar enigiets anders wat jy wil hê mense moet weet
oor julle projek of so? Ja, so ons het obviously nou nog nie die Namibiese franchise geconfirm nie. Ons is nou besig met 'n klomp gesprekke en kyk hoe ons dit kan laat maak werk. Dit was deel van die planne vir die tweede seisoen, maar ons het so 'n bietjie dinge vorentoe geskuif omdat die kompetisie so goed ontvang was. So ja, mense kan maar net dophou om natuurlik op te teken op mzansi.rugbyleague.com en dan te registreer vir proewe wat volgende jaar Junie gaan wees en dan van daar af sal ons begin om 30 ouens te kontrakteer en so ek sê dan ook 'n high performance squad in plek te kan sit en ja, daar's dan natuurlik 30 games in die jaar en dit gaan dan maar tussen Namibië en Suid-Afrika sal die ouens toer. So ja, ek dink is 'n ongelooflike geleentheid vir Namibië en vir ons rugby spelers hierso en ook natuurlik om vir Namibië om al ons topspelers hier te kan hou, laat die ouens nie noodwendig in Portugal of Rusland of al hierdie verskillende lande gaan rugby speel nie, so ons create ons eie geleenthede in Namibië self.